Goeiemôre, baie welkom by klein gemeente met die groot hart. Daai hart wat groot genoeg is vir jou. Oorgee is nie altyd opgee nie. Onthou jy toe ons nog op skool was, ons amper nooit stil in die klas nie. Behalwe wanneer ons toets geskryf het, dan was dit tjoep stil. Selfs die onderwyser was stil. Hy of sy het almal stil gemaak en stil op die stoep gaan sit, sodat ons kan toets skryf. Het jy al by daai plek gewees waar jy voel, jy skryf 'n toets en die stem van die Here in jou hart is stil? Is daai oomblikke waar spanning ons lewe aangryp en dit voel of spanning net elke druppeltjie uit ons uit wil wring? Die moeilikste spanning is daai spanning waaroor ek en jy geen beheer het nie. Ek onthou nog die dag soos gister toe ek in die dokter se spreekkamer gesit het en gewag het vir daai gevaarlike toetsuitslae. Daai vorige nag het ek nie 'n oog toegemaak nie. My gedagtes het gemaal totdat ek die ergste in realiteit vir my gemoed geraak het. En toe die goeie nuus uiteindelik van die dokter afkom, was ek so gespanne dat ek nie eens verlig kon voel oor die goeie nuus nie. Soms ervaar ons spanning wat ons nie eens kan elimineer, ignoreer of verander nie. Het jy al op daai plek gesit waar jy gevoel het daar's spanning in jou lewe wat jou borskas vasdruk en wat jou gemoed moedeloos en hopeloos maak? En dan is die enigste oplossing. En ek weet as ek hierdie 2 woord oplossing vir jou gaan jy sê, George, dis te goed om waar te wees, dit kan nie so maklik wees nie. Wanneer jy spanning het wat jou wurg, dan is daai enigste oplossing, gee oor. Ons het geen ander opsie as om aan die Here in daai situasie oor te gee nie. Vir sommige van ons, veral vir my, as jy my persoonlikheid het, is dit baie moeilik om oor te gee, want jy sien, ouens soos ek verwar baie keer oorgee met opgee. Daai het ons kinders was, het ons cowboys en crooks gespeel. Ons daai plastiekpistool onder iemand se neus gedruk, en dan het ons gesê, hands up, of ek skiet. Daai woordjie, hands up, was so gereeld gebruik. In die tyd van Dr. Livingstone, hy het geleef so in 1813 tot 1873, het hy deur Afrika gereis, en hy moes baie verbonde maak en sny met die plaaslike stamme, om homself te beskerm. In daai jare het daai stamme gebruik gehad, dat as hulle verbond met mekaar sny, het hulle 'n sny gemaak in jou pols, en dan het hulle dit ingesmeer met pikswart houtskool, totdat dit 'n permanente merk los, amper soos 'n verbondstattoo op jou arm. En Livingstone het dit gedoen. Hy het hom laat sny en hy het maar daai merke op sy arms laat aanbring. En wanneer hy bedreig was deur vyande of vreemde stamme, al wat hy gedoen het, is hy sy hande in die lug gesteek. En wanneer hy sy hande in die lug steek, wanneer hy hands up, het hy nie oorgegee nie. Hy het hulle gewys die merke van al die verbonde wat ek het met al die stamme in die omgewing. En dit eintlik vir daai ou sê, ek het meer vriende as jy. As jy aan my vat jy aan al hierdie mense. So hands up is nie altyd oorgee nie. Wanneer ek en jy ons hande oplig, is daar ook 'n plek waar ons vyand die verbond wat ons het, kan raak sien. Sy oorgee, Livingstone se oorgee, was nie opgee nie. Maar in hy oorgee, het hy staat gemaak op die verbonde met die stamme wat hy het. En ek wil jou vandag in die oë kyk en ek wil jou vra, kan jy oorgee, kan jy hands op so 'n manier, dat jy staat maak op 'n verbond in plaas van hom op te gee? Ek het net nou gesê, op skool was ons op baie plek, waar dit stil was in die klas, as ons toets geskryf het. Dalk is jou lewe vandag stil. Dalk is die stem van die Here in jou gemoed stil, want jy skryf dalk een of ander toets in jou lewe op hierdie oomblik.
Jy voel daai spanning. Jy voel daai inspanning van hierdie toets wat so fel is. En dan vra ons die vraag, hoe verlig ek hierdie intense spanning wat oor my kom as ek in 'n situasie is waar ek voel ek niks daaraan kan doen nie? Maak dit ligter. Wanneer jy kom en jy laat God wees vir jou, lig jou spanning. Ek wil dit weer sê, wanneer jy op die plek kom, waar jy toelaat dat God wees, lig jou spanning. Wanneer jy staat maak op jou verbond met hom, ek weet dit voel vir jou om te hands up, om oor te gee, is opgee. Maar dis nie opgee nie, dis om te sê, Vader, ek maak staat op die verbond wat U met my het. Daai verbond wat U gemaak het met my vader Abraham, wat deur al die nageslagte van Jode en Christene kom, waarop ons kan staat maak. En waar God gesê het, jou vyande sal my vyande wees, as jy my liefhet met jou hele hart en al jou krag. Wanneer jy sê, ek gee beheer oor, want U kan dinge verander, waaroor ek geen beheer het nie. Dan kom Psalm 46 vers 1 in werking, en ek wil dit vir jou lees. Hy sê, God is vir ons 'n skuilplek. Daai woord skuilplek is Mashech in Hebreëus, wat beteken 'n plek van nuwe hoop. So in die middel van hierdie oorgee, opgee situasie, kan jy sê, God is vir my 'n skuilplek, 'n Mashech, 'n plek van nuwe hoop. Hy gaan aan, hy sê, 'n beskermer. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Vers 10. Wees stil en erken dat ek God is. Ek is verhewe oor die nasies, verhewe oor die aarde. En hy woordjie stil, as hy sê wees stil, is 'n rawaf, is die Hebreëus wat sê, maak die toue slapper. Dis soos om die toue van 'n seil van 'n skip slapper te maak. En ek wil vir jou sê dat God wil vandag vir ons leer om te sê, maak jou spanningstoue, maak die spanning in jou toue slapper, deur oor te gee aan my. Want ek kan dinge verander wat jy nie kan verander nie. En mense het hierdie twee uiterstes in ons lewe. Sommige van ons begin om krampagtig te beheer wanneer ons onveilig of onseker voel. Ons probeer harder en ons sê, ek sal hierdie ding laat werk, ek sal hierdie huwelik laat werk, ek sal hierdie verhouding laat werk. Ek sal my baas gelukkig maak. En miskien wil hy net hê, jy moet sê, ek sal oorgee aan my Vader. Maar jy sien, wanneer ek en jy begin spartel, is ons nie effektief nie. Want sonder vrede werk ons planne eenvoudig nie. Sonder vrede werk ons planne eenvoudig nie. Maak die toue slapper, wees stil en weet. 'n Ander groep mense gee eenvoudig op uit desperaatheid. Hulle kruip in hulle dop, skakel die TV aan, haal daai boks sjokolade uit, sit dit op hulle skoot neer en raak net totaal passief. En dan sê ons baie keer, almal haat my, niemand het my lief nie, ek gaan maar wurms eet. En dan, by oomblik, raak ons slagoffers. En nie een van hierdie twee uiterstes werk nie, om in hierdie performance mode in te gaan en te sê, ek sal dit laat werk, of om in hierdie passiwiteit in te gaan, waar jy net sit en TV kyk en chocolates eet. Nie een van die twee werkie. En ek wil vandag vir jou 3 stappe gee. En wanneer jy hierdie dinge klik in jou eie maak, dan gaan spanning uit jou lewe uitloop. En jy gaan verstaan hoe om beheer oor te gee. En daarom is stap 1, gee beheer oor. Onthou, oorgee is nie opgee nie. Onthou, oorgee beteken jy maak staat op daai verbond wat jou Vader met jou het.
Daai een wat hy gemaak het met Abraham, gaan lees dit in die Ou Testament, wat deur ons bloedlyn kom. Daai belofte wat hy aan elke Christen maak, ek is aan jou kant. En dan beteken oorgee, wys jou merke vir jou vyande. Wys die verbond vir jou vyand. As jy skuldig voel oor iets wat jy verkeerd gedoen het, sê vir die vyand, ek hoef nie skuldig te voel nie, want ek het 'n Messias met merke in sy hande. Ek het 'n verbond. Daai verbond beskerm my. Daai merke is baie keer die kere wat die Here ons reeds gered het, waar ons voor die vyand gestaan het en hy ons gehelp het. Ek sê vanoggend vir iemand, om swak te wees kos 'n spesiale sterkte. Om oor te gee kos 'n spesiale sterkte. Stap 2. Leer om dankbaar en tevrede te wees. En dit is die sleutel van innerlike vrede, dankbaarheid en vervuldheid. Nou, dankbaarheid beteken nie, ek is nou 'n masochis in my moeilike omstandighede nie. Masochis is daai ou wat daarvan hou om homself te pynig. Dis nie dankbaarheid nie. Dankbaarheid beteken nie, ek sit in die gemors en nou pynig ek myself en ek sê, ek is bly oor my gemors nie. Dis glad nie wat dit is nie. Dankbaarheid is om fokus te skuif. Ek begin fokus op dit wat ek het, nie op dit wat ek nie het nie. Ek begin fokus op dit wat die Here in my gesit het, nie op dit wat die vyand gesteel het nie. Filippense 4 vers 11 praat Paulus en hy sê die volgende: want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Vers 12. Ek weet om verneder te word en ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig. Hy sê om versadig te word, sowel as om honger te ly. Om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Hoor 'n bietjie wat gebeur wanneer ons soos Paulus vergenoeg is in alle omstandighede. Dit is die volgende vers, en baie keer wil ons hierdie volgende vers quoteer sonder die vergenoegdheid van die vorige 2 verse. Hy gaan aan, hy sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Wanneer jy vergenoeg is in alle omstandighede, al gaan dit swaar, dan kom jy daar by 'n plek waar jy kan sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En dit bring ons by die 3de stap. Ek lê my planne aan sy voete. Daar was 'n tyd in die lewe van Jesus waar hy in Getsemane gesit het en hy sê, Vader, dat hierdie beker asseblief net verby my gaan. Maar nie my wil nie, U wil. Is jy so militant in jou geloof dat jy lanklaas daai woorde kon sê, nie my wil nie, maar U wil. Dis nie militante geloof wat werk nie, dis sterk geloof. Ek sê altyd, probleme saboteer planne. En baie keer het ek en jy planne wat gesaboteer word deur ons probleme, en op daai oomblik wat dit gebeur, dan vra ons hierdie belangrike vraag. Wat is God se wil? En ek wil hê, maak nie saak hoe groot jou probleme vandag is nie. Dat jy vir jouself sal vra in hierdie situasie, wat is God se wil? Is ek dalk hier omdat ek nie gevra het wat is God se wil tot hier toe nie? Nou, ek kan vir jou 'n wenk gee vandag. Hy wil sy krag in ons lewe vertoon en dit is sy wil. Daar kom 'n blinde man na Jesus toe en die disippels vra, hoekom is hierdie man blind? Het hy gesondig of sy ouers gesondig? En dieselfde wat ek en jy doen, as ons suffer, dan sê ons, is daar fout met my? Het ek droog gemaak iewers? En dan sê Jesus, nee, hy is blind, laat my naam verhoog kan word, as ek hom laat sien. En dit is God se wil in jou en my lewe, in elke omstandigheid, hoe groot en hoe donker al. God wil sy krag wys deur jou, wanneer hy jou uithelp. Wat is die geheim? Leer om onselfsugtig te wees.
En ek wil met hierdie ding afsluit. Hierdie ding gaan so baie spanning uit jou lewe uitvat, want selfsug plant saad van spanning in ons hart. Skuif die fokus van my na hy. Skuif die fokus van my na hy. Daar is 'n baie radikale vers in Lukas 16 vers 13. Hy sê, geen huisknegt kan twee here dien nie. En ongelukkig moet ek jou en myself vandag in die oë kyk en ek moet vir jou sê, niemand kan twee here dien nie. En selfsug maak dat ons hierdie Here dien. Ons leef in die tyd van selfies. Elke ou wil homself net die hele tyd afneem met 'n kamera en iewers op social media sit. Maar hy sê geen huisknegt kan twee here dien nie. Hy sal of die een haat en die ander lief hê, of die ander een aanhang en die ander een verag. Dit is 'n baie radikale vers. Dan gaan hierdie laaste sinnetjie, hy sê, julle kan nie God en Mammon dien nie. Mammon is die god van geld. Daar is 'n skrif in die Bybel wat sê, waar ons skat is, daar sal ons hart wees. Ek wil dit vertaal en ek wil sê, waar jou gedagtes oor jou skat is, gaan jou hart wees. Dit waaroor jy worry bepaal waar jou hart gaan wees. Maar jy sien, God gee nie om vir geld nie. Hy het mense lief. En dan sluit Jesus sy groot gebed, die Onse Vader, af met die volgende woorde. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Met ander woorde, Jesus sê aan die einde van alles wat hy gebid het, sê hy, laat die toekoms aan die Here oor. Ek wil vandag vir jou sê, laat jou toekoms aan die Here oor. Vergeet vir 'n oomblik van jouself en onthou van hom. Leef vir vandag. Leef vir die nou. Geniet die nou. Moenie so worry oor die môre dat jy die nou nie kan geniet nie. Want jy sien, wanneer jy daar is, wat jy weer die nou kan geniet, wanneer jou vyande kom, dan bal jy nie jou vuiste nie. Jy lig jou hande op en jy wys jou verbond. En dan sê jou vyande, hulle is meer as ons. Die een wat in jou woon is groter as ek. En dan kan ons vir die eerste keer oorgee en dan eers verstaan ons wat is oorgee. Want jy sien, oorgee beteken die vyand kan my verbond sien. Oorgee beteken ek is sekuur in die verbond wat ek het met my Vader. En dan worry ek nie te veel wat die vyand doen nie. So baie mense worry wat ander godsdienste doen. So baie Christene kom na my toe. Ek sê, sien, die sataniste spreek alweer vloeke uit. Die Here sê, vloek sonder oorsaak keer terug na die bron toe. So jy hoef nie worry om te gee oor die vloeke van die vyand nie. Wanneer dit swaar gaan met jou, hoef jy nie weer te vra, is daar 'n vloek op my lewe met groot oë nie. Jy kan net hands op. Oorgee aan die Vader, dat jou vyand die verbond kan sien wat jy het. Jesus kom en hy sê, met groot trots vir sy disippels, kom sit julle hande in die merke, julle vingers in die merke, my hande en in my sy, want dan sal julle weet, ek het vir julle gesterf, en julle vyande sal weet, ek het 'n ewige verbond met jou. Gaan ons website toe, agape.co.za, getikte notas is daar, gaan dit weer oor, maak hierdie deel van jou hart, saai hierdie woord in jou hart, dat dit kan opkom. Wees dapper genoeg vandag, om te sê, Vader, ek gee oor. Die oomblik, wanneer jy oorgee, op daai oomblik, gaan spanning oor die toekoms uit jou lewe verdwyn. En wanneer spanning verdwyn, gaan jy weer sy wil kan sien, en jy gaan weer sy stem hoor. Kom ek bid vir jou. Vader, ek wil vir elkeen wat vandag saam met my op hierdie koue wintersdag geluister het, wil ek seën. Vader, ek wil elkeen seën met die dapperheid om oor te gee. Met die wete dat oorgee nie opgee is nie. En met die versekering dat ons 'n verbond het wat U sal eer met die God
van die heelal. Dankie dat U aan ons kant is. Bring ons op daai plek waar ons fokus van die my na die hy skuif. Dat ons sal sê, ek gaan myself sig eenkant sit. Ek gaan begin leef vir die mense wat U liefhet en leef vir die roeping wat U vir my het. Ek gaan toelaat dat my skat my passie volg. En dis die koning van die konings. En ons eer U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. As jy graag wil belê in ons gemeente en ons help om hierdie groot boodskap in ons hele land uit te dra, gaan na agape.co.za, daar's 'n button wat jou sal, ek dink daar staan bydra op, en lewer jou bydra en help ons het jou nodig om te doen wat ons kan doen, sodat die Here kan doen wat net hy kan doen. Lekker dag, sien jou volgende week, selfde plek, selfde tyd. Mooi loop.